Seats. Wonderful. Wonderful. Thank you, Lord Jesus. You know, tonight when we are praising Him, there's so many of our own church people tonight that are quarantined because of COVID-19. It's coming now much closer to home, and suddenly we feel it. But you know what? The Lord told us in the beginning, if you remember, that the God we serve don't save us out of a crisis. He saves us in a crisis. And in the midst of a trial, there's victory. In the midst of trouble, there's a breakthrough. And so tonight when we were singing, I had that feeling that we will not allow the rocks to cry out. Amen. We're just going to keep on praising Him and worship Him regardless of what we're feeling and what we're currently experiencing. One of the greatest rewards of being in a ministry for me is to see and hear people's stories, their faith stories. I love it to listen, because each one of you, how many know Jesus didn't call us to just worship Him. He called us to follow Him. And following Him entails that you obey Him. And then it's at great cost. So how many of you sitting here and listening online has been at certain places in your life where you also said, Lord Jesus, let this cup pass. Dit is net te moeilik. Amen. En dan daai reise, daai geloofstories, those stories of faith, waar die Here ons ontmoet in gehoorsaamheid, the trial of faith, the walk of faith. It's not quick things. It's not stuff you can get. We know that God uses the laying on of hands, and obviously there's a great impartation of the laying on of hands. But sometimes we have to walk things out. We just have to be obedient. And so tonight wil ek vir julle, ek moet nou oorslaan in Afrikaans. So if you are English learner, we need a translator next to you, and if you are listening online, because we have an actor tonight in the house. How's that? Okay, yay. En as ek aan Hester en Louis dink, ons ken hulle al vir 20 jaar en Wina, jy moet miskien sommer so langs Lena gaan sit, dan kan julle help met die translation. En hulle is sulke mense wat al 'n lang geloofstorie geloop het. Ons het hulle ontdek toe ons die gemeente geplant het 20 jaar terug in Citrusdal, en tussen het hulle wat's nou die pleksnaam? Gobabes toe getrek, slip het nou my kop, en 'n lang geloofsreis geneem, toe het hulle nou in Gordons Bay gebly, en nou is hulle weer terug in Citrusdal. Maar julle weet mos, Tolla en hierdie Namakolanders, waarvan ek nou deel is, nou weet dag, is ek by 'n troue, toe sê die ou vir my, jy klink ook nou as ons in Namakolander. Hy sê, jy weet, as 'n Namakolander moes nou net vir jou vertel wat hy die laaste vakansie gedoen het. En ek onthou eendag toe vertel Hester net vir my van 'n bustrip wat sy gehad het van Gobabes hiernatoe. Wat was so 'n lekker storie. Ek wou gehad het die ding moes aangaan, want sy vertel dit so lekker. Jy weet, hulle het net so 'n manier om te praat. Kyk, Tolla het mos nooit vir jou grappe vertel, hy het vir jou stories vertel. Nou, Hester se gawe is om, glo ek vanaand, die storie van Rut en Naomi weer in ons harte te kom lewendig maak, en dat ons dit gaan hoor soos ons nog nooit van tevore gehoor het nie. Nou, ons het vanoggend internetprobleme gehad en ons kon dit nie opneem nie, en toe het ek vir haar gesê, doen dit weer. En nou kry julle sê, hallo, halleluja, Klein Willem. So ons kry dit weer, en ons wil luister, ons wil hoor. En terwyl Hester die Naomi verhaal weer vertel vanaand, maak jou gees oop oor wat die Here in jou hart weer net wil bewakker maak, wil lewendig maak. En ek gaan aan die einde, as julle gaan, aan die einde gaan ons almal 'n beurt gee om te sê, wat het vanaand weer lewendig in jou hart geword? Wat het die Here sy vinger op kom sit in hierdie storie? Kom ons gaan net vir Hester bid voordat ons begin. Vader, dankie vir verskillende gawes. Dankie dat U ons op verskillende maniere gebruik. Dankie dat
U in ons kom woon. Habitat maak in gebroke kruike. Dankie Here vir U Heilige Gees, waarsonder ons nie kan bestaan nie. U is die anker van alles wat ons is. U is die absolute wese van ons bestaan. En wanneer Hester vanaand ons kom bedien met hierdie prachtstorie in die Bybel, kom maak U woord weer lewendig oor hierdie geloofstorie van 'n Naomi, en hoe haar geloofstorie deur die generasies, eeue later, nog steeds harte aanraak. Amen. God bless you. Hier het 'n klompie manne uit Juda aangekom, met die nuus dat dit goed gereën het in die Eufraat. So goed, dat die droogte heeltemal gebreek is. Droogte is nie 'n maklike ding nie. Vir mens en dier is dit sleg. Waar eens graslande was, is net dorre aarde. En as jou skape met hulle kloue in die grond en krap op soek na kos, en hulle kyk vir jou met honger smeekende oë aan, dan weet jy nie hoe jy hulle moet help nie. Jy kan tog nie gras maak nie. Kry swaar. En dan roep jy ten hemele, God kan nie dan nie sien hoe swaar die diere kry nie. En ons is tog U volk. Dit was baie swaar vir Elimelech. Hy was baie lief vir sy diere. Hy het die laaste tyd al stiller en stiller geraak. Totdat hy op 'n dag by die huis gekom het en gesê het, jy moet pak, Naomi. Ons trek môre Moab toe. Met die bietjie vee wat nog oor is, trek ons na Moab toe waar daar nog groen weilande is, want dit het goed gereën daar. Ek wou nog teeskop. Hoe kan jy dat ons nou Moab toe trek? Hier, al ons familie is dan hier, en hier maak ons dan ons kinders in die weë van die Here groot. Daar offer hulle kinders vir afgode, en nou wil jy Moab toe trek. Maar verniet. Elimelech was moeg gesukkel. Hy was moedeloos. Waarheen dan, vrou, waarheen? Wil jy hier sterf van die ellende, of wil jy saam met my Moab toe gaan, sodat ons 'n nuwe lewe vir ons kan uitkerf daar, vir ons en ons kinders? Daardie aand het Mahlon en Kilion hulle aan die slaap gehuil. En ek het maar gepak. Ek kon nie slaap nie. My gedagtes het om en om gedraai. Met alles wat ons hier by mekaar gemaak het, moet ons dit alles nou net so los, en dan moet ons gaan. Maar Elimelech was my man. Wat kon ek doen? Toe ons die volgende oggend al so halfdag ver gestap het, sê hy,
Jy moet nou ophou huil, vrou. Probeer liewer saam met my uitsien na 'n nuwe lewe in Moab, vir my en vir die kinders. Ag, die kinders is tog so 'n voorbeeld vir ons. Hulle het later wel jare met stokke en swaarde gespeel, selfs vir hulle pa gevra, wat kan hulle nou eintlik in Moab verwag, asof hy nou sal weet. Daar in Moab het ons kinders groot geword. Daar het hulle ook 2 Moabitiese vrouens getrou, Rut en Orpa. En in ons huis het hulle die Here leer ken. Hulle was amper soos dogters vir ons. En toe my verlange na my mense begin minder word, toe sterf Elimelech, daar in die vreemde. Ek was kwaad vir hom. Weet jy wat dit is om 'n man te verloor? Weet jy? En ek was kwaad dat hy my vreemde toe gebring het en nou los hy my net hier in die vreemde, alleen. En ek was kwaad vir God. Hoekom het God hom nie gespaar dat ons weer kon teruggaan na ons mense toe ons oud geword het nie? Nou was daar niemand meer met wie ek my hart kon deel hê. Niemand wat my in die nag kon vashou as ek bang was nie. Ek was nou alleen. Ons het deur soveel dinge geworstel, swaar gekry. En ons het die laaste tyd tog so lekker saam gelag, so baie dinge saam gedoen. Ag, hy was so bly dat die kinders hierdie goeie Moabitiese vrouens getrou het. Hy was so trots op sy seuns. En net toe ek dink, my smart het nou gelig, toe sterf my 2 seuns. My God, waarom het U my verlaat? Hierdie was dan bloed van my bloed. Gedeelte van my het doodgegaan, opgedroog en uitgeteer. Nou was dit net ek, Orpa, Rut, om mekaar te troos. Ek het hulle 2 op die markplein gesien vanoggend. En ek het gevra dat hulle hierheen moet kom as hulle daar klaar is. Ja, daar kom hulle nou. Ek wil iets met hulle praat. Daar kom hulle. Kyk net hoe lag hulle. Wat het Rut in haar hand? 'n mandjie. Sy kan tog altyd so iets saambring vir 'n mens. Sy kom nooit leë hande nie. Seker ook maar by ons geleer. Ai, fooi tog. Om daarom ook so vroeg in jou lewe 'n weduwee te wees. Hulle 2 is deur diep waters. En dan nie eers 'n kind om jou smart vir jou help minder maak nie. As Orpa hier aankom, sal sy seker weer 'n stukkie vars brood wil hê. Ek het al gesê, ek dink sy het so iets wat van 'n oorontwikkelde reuksintuig. Want as ek die brood uit die buiteoond uithaal, dan kom sy hier aangestap. Vir 'n stukkie brood en 'n bietjie olyfolie. En so was dit ook vandag. Ek het iets baie ernstigs wat ek vandag met hulle wil praat. Ek weet nie hoe hulle dit sal aanvaar nie, maar ek het klaar besluit. Ek het hulle sit gemaak. En Rut het met haar groot, ronde, bruin oë vraend na my gekyk. Orpa het nou nie eintlik getraak nie. Sy was nou net besig met haar brood en haar olyfolie. En toe het ek my moed bymekaar geskraap, diep asem gehaal en vir hulle gesê: Ek wil hê julle moet hoor
wat ek vandag vir julle wil sê. Die nuus het deurgekom dat dit goed gereën het in Juda. Daar waar ons grond was. Nee, wag nou. Wag nou, Rut, laat ek klaar praat. Ai, Elimelech kon tog al iets so ongeduldig word as die kinders om so in die rede val. Soos ek gesê het, dit het so goed gereën in Juda, dat die garslande welig staan. En ek gaan môre huis toe. Shh, Orpa. Ja, ek het mos sommer net so Moab toe gekom. Nou kan ek maar seker sommer net so weer terug gaan Juda toe. Julle gaan nie saam nie. Rut was al sterrig, maar julle gaan nie saam nie. Julle bly net hier. Hier kan julle nog weer vir julle 'n goeie man kry. Ek kan tog nie weer 'n kind baar om vir julle 'n man te gee nie. Jy kyk my verniet so ongelowig aan, Orpa. Ek het klaar besluit, ek gaan terug Jerusalem toe. Rut wou nie bes gee nie. Maar Orpa was doodstil. Ek het die onsekerheid in haar oë gesien. Sy was in twee geskeur. Dis reg so, my kind. Bly by jou mense. Jy was nog altyd lief vir jou familie. Jy doen die regte keuse. Kom groet vir my. Dit was 'n hartroerende afskeid. Sy het my lank vasgehou en toe al huilende weggehardloop. Ek sal seker verlang nog haar kleed so in die wind sien waai, soos sy al kleiner en kleiner word oor die vlaktes. En toe was dit Rut se beurt om vir my te kom groet. Nee, ek gaan saam met maar ek bly nie hier nie, het Rut gesê. Hoe ek ook al probeer het om vir haar te oortuig, sy het net vasgestaan. Sy het soos 'n steeksdonkie vasgeskop en ferm gesê, moenie vir my dwing om hier so te bly nie, ma. Waar jy gaan, sal ek gaan. Jou volk is my volk, jou God is my God. Waar jy bly, sal ek bly, en waar jy sterf, sal ek sterf, en waar jy begrawe word, sal ek begrawe word. Wat weet julle van swaar kry? Hulle weet nie. Om na 'n vreemde land toe te kom. En dan moet jy jou man en jou 2 seuns moet jy hier verloor. Julle het maar net so 'n stukkie van daai swaar kry ervaar. Waar was God? Waar was God? Toe Elimelech dood is, waar was God toe my 2 seuns dood is? Waar was hy? Nou ja, toe het ek in Rut die lang pad aangevat. My omkeerpad. Terug na my mense toe. Rut het hulle eerste gesien. Kyk maar, kyk, daar kom die mense al aangehardloop. Hulle is so bly om vir ma te sien. Ek is seker hulle het maar vreeslik verlang. Ek het geen vreugde in my gehad nie.
Ek het 'n swaar gekry. Waaroor sal hulle nou so bly wees om vir my te sien? Hulle moet my liewer nie meer Naomi noem nie, maar Mara. Want die Almagtige het my bitter gemaak. Ek is vol hier weg. En die Here het vir my leeg teruggebring. Die Here het teen my gedraai en die Almagtige het 'n ramp oor my gestuur. Hoewel ma Naomi nog met bitterheid gesukkel het, dink ek tog sy was bly om by haar mense te wees. Hier in my binneste was daar opgewondenheid. Ek was nog nooit uit Moab uit weg nie. En ek wou altyd kom kyk het, waar het Kilion tog as 'n seentjie gespeel? Hier in die vreemde was dit vir my 'n nuwe begin. Ek wou my opgroeijare vergeet. Ek wou vergeet hoe die kinders geoffer is as afgode. Dit was verskriklik. So baie nagte het ek nog nagmerries gekry, dan hoor ek net hierdie geskree in my ore. Maar by Naomi het ek 'n nuwe lewe leer ken. Toe ek vir Kilion ontmoet het, was hy anders. Hy was anders as die ander mans wat ek ontmoet het. En toe ek sy ma ontmoet, het ek geweet dis sy. Sy het hom in die weë van die Here groot gemaak. Ag, ek wou so graag altyd my kinders ook in die weë van die Here groot maak. Maar dit was my nooit beskore nie. Nou is ons weg uit Moab. Moab is agter ons. Ons is nou in die Efraat. Hier waar daar 'n nuwe gees heers. Hier waar daar 'n nuwe lewe vir my wag. En as ek kyk na die lande, dan weet ek, dit was 'n goeie reenseisoen. Kyk hoe oes almal hier. Dit tel gerwe op, dit tel are op. En hulle lag en gesels, en hulle sing, en dan dink ek, ag, ek wil tog ook so graag daar wees. Ons is nou al 'n geruime tyd hier in Juda. Ons kos is besig om min te raak. Ons sal 'n plan moet maak. Naomi sukkel nog 'n bietjie met haar bitterheid, maar ek bemoedig vir haar. Want toe ek swaar gekry het, as 'n jong bruid het sy my ook bemoedig. Vader van Abraham, Isak en Jakob, maar ook van Naomi en ook van my. Here, ons is nou al 'n tydjie terug hier in Juda en ons is honger. Gee tog vir ons 'n uitkoms. Asseblief. God die Almagtige. Nou weet ek kan gaan are optel op die lande, as iemand my net sal stuur. Dit is al vroegoggend hier weg, het was so skemer. En ek het vir haar gesê, jy moet vandag jou skaamheid in jou sak steek. God is ons met jou. Ag, ek het so aardig gevoel dat ek vir haar net 'n kraffie water kon saamgee. Maar die kind kla mos nooit nie. Sy's altyd so vrolik en sy's opgeruimd en maak grappe. Dan lig sy sommer my gees ook, want ek kan tog so
so swaarmoedig wees by tye. Sy was maar op haar naarheid vanmôre toe sy hier weg is, maar ek dink tog dat sy ook 'n opgewondenheid ervaar het vir hierdie nuwe avontuur wat vir haar voorlê. Ek was vol bravade toe ek vir haar gestuur het, maar ek was ook maar bang dat hulle hierdie Moabitiese vrou eenkant toe sal stoot. Ag, dit was tog maar 'n goeie ding dat sy saam met my gekom het, Juda toe. Wat sou ek tog sonder haar doen? Sy het my so ondersteun in alles, soos 'n eie dogter. Dit moet seker nou al amper tyd wees dat hulle huis toe kom. Ja, daar kom hulle. Fooi tog. Ook maar heel dag in die warm son en die stof. 'n Rut stap heel agter. Ek het daarom gelukkig al vir haar 'n kommetjie water reggemaak waar sy haar voete in kan kom was. Dit het skynbaar goed gegaan vandag. Sy sê, die klomp het haar eers so effens skeef aangekyk, maar toe het hulle haar uitgelos. Toe het sy maar so al agterlangs die are opgetel, dat sy nou nie eintlik wou aanstoot gee nie. En toe hulle nou die middagtyd by Boas se land kom, het sy daar in die koelte gaan lê om 'n bietjie te rus. En toe, skielik staan daar iemand by haar. Laat sy regop sit. Groot was my verbasing toe ek hoor, dit was Boas self. Dit was goed wat jy vir jou skoonma gedoen het. Ons het dit almal raak gesien. Hoe jy jou land en sy mense verlaat het en vir haar kom sorg het. Mag die Here jou beloon. Mag jy 'n welverdiende loon van die God van Israel ontvang, omdat jy onder sy vleuels kom skuil het. Kom saam en kom eet 'n stukkie brood in wynsous gedoop. Ek was so dankbaar. Ons dien 'n God van groot genade. Ek het vanoggend so gebid en gesê, ag Here, laat iemand haar tog net vandag genadig wees. Maar het ons toe nou lekker gelag, toe sy sê, mamma, ek weet toe nou nie of het die wynsous is nie, maar ek was toe so vaak toe ek klaar geëet is. En blykbaar het Boas vir die werkers gesê, hulle moet sommer 'n bietjie ekstra gerwe laat val, sodat sy meer are kan optel. Ag, en toe bring sy sommer vir my ook nog 'n stukkie van die brood in die wynsous. Och, dit was lekker. Ek het dit gesien uit die Vader se hand uit. En gebid vir die man wat so goed was vir Rut. Wanneer laas het ek so 'n lekker stukkie brood in wynsous gedoop geëet. Boas is eintlik ver langs 'n familie van ons. En ek sal seker een of ander tyd moet begin dink aan iemand wat vir Rut moet sorg. Boas. Dalk is Boas nou net ons antwoord. Nee ma, asseblief net nie Boas nie. Ma, hy's 'n baie welgestelde man en ek is nie waardig nie. En ek is nog skaam ook. Nee ma, ek is ook nie van hierdie land nie. Ek sal vir ons sorg. En hoe wil jy vir ons sorg? As hierdie garsoes klaar is, hoe wil jy dan vir ons sorg? Nee maar, dan maak ons nog weer 'n plan. En watter plan wil jy maak? Maar het Mara nie gesê, die Here is ons voorsiener nie, en die Here sal ons nooit los nie, en hy sal ons nooit verlaat nie. Ja, ek het dit gesê. Maar as die Here nou vir my 'n plan gee, dan bly hy mos ons voorsiener.
Wie dink jy nou het vir Moses 'n plan gegee? Ja, maar onthou, Moses het die Here se aangesig gesoek. En dink jy nie, ek het ook die Here se aangesig gesoek nie? Ekskuus maar. Praat maar. Nou luister vir my mooi, Rut. Hulle dors vanaand op die dorsvloer. Ek wil hê jy moet vir jou mooi was. Dan moet jy vir jou aantrek. Jy moet vir jou lekker ruik goed smeer. En dan gaan jy vanaand na Boas toe. O nee, maar ek kan dit nooit doen nie. Ek is te skaam. Wat sal die mense sê? Rut, het jy dan nie vir my gesê, waar ma gaan sal ek gaan en ma se God is my God nie? Ek het so gesê, ma. Nou ja, dan luister jy nou vir my. Mama, daai mense is nou almal vuil van die stof en hier kom ek nou met my skoon netjies se klere aan. Ek sal moes uitstaan. Jy gaan as dit donker is. En dan wag jy tot Boas slaap. En dan gaan lê jy by sy voete. En dan sit jy jou kleed oor sy voete. Wie is jy? Ek is Rut, u slavin. Sprei u kleed oor my. U is ver langs familie van my skoonpa Elimelech. U is nog al een wat vir my kan sorg. Mag die Here goed wees vir jou. Want die liefdesdaad wat jy vandag gedoen het, is groter as die liefde wat jy aan jou skoonma bewys het. Almal hier in die dorp praat van hoe goed jy vir jou skoonma is. En dat jy nie agter die jong mans aangehardloop het, ryk of arm nie. Moenie vrees nie. Ek sal doen wat jy vra. Daar is net een probleem. Daar is 'n ander man wat 'n nader familielid is as ek. O, Naomi het seker dit geweet nie. Wat 'n vernedering. Wees rustig, Rut. Ek sal môreoggend gaan en die saak gaan uitsorteer. En as hy jou nie wil hê nie, dan sal ek met jou trou. Bly vanaand hier, want dit is te gevaarlik om in die donker huis toe te stap. Waar kom Rut nou? Hoe het dit toe gegaan? En dit het goed gegaan, ma, maar hy het gesê ek moet vannacht daar slaap, want dit is veiliger as om huis toe te gaan. Ja, ek het gewonder hoekom jy eers in die oggendure hier aankom. Maar daar is een probleem, ma. Boas sê, daar is 'n ander familielid wat nader familie is as hy en ma, ek wil nie nou nog aan 'n man dink nie. Ek het nou net vir Boas, was klaar so swaar met Boas, as daai ander man my wil hê, ma, wat maak ek dan? Wees rustig, Rut. Boas is 'n wyse man. Hy sal hierdie ding uitsorteer. En onthou, ons dien 'n almagtige God. Hy weet wat hy doen. Prys die Here. Hy wil nie vir jou sorg nie, Rut. Hy wil nie na jou kyk nie.
Nou, kan jy met Boas trou? Toe gaan na hom toe. Ek het weer vrede en vreugde gevind. Hulle twee is toe getroud. Wat 'n wonderlike voorreg was dit nie, om deel van hierdie troue te wees nie. En dit was ook nie baie lank nie. Toe is Rut swanger. Ag, ek het al vergeet hoe 'n vrou kan blom as sy 'n kind hier onder haar hart dra. En toe die tyd van die geboorte aanbreek, toe is ek daar. Ek gaan vir haar help. Ag, dit was 'n lang geboorte. Dit was moeilik. En as ek vir haar vra, Rut, waar skop die kind? En sy sê vir my, hier ma, hier onder my ribbes, hier by my hart. Dan sê ek, die kind lê reg, my kind. Dan sê ek, ag Here, laat hierdie kind tog nou net kom. En toe sy vir my sê, ma, ek moet druk. Toe sê ek, druk my kind, druk. En toe kom daai ou swart koppie daar uit. En hy skree so dat ek dink die mense op die markplein tot stilstand gekom het. En toe weet ek nie wie hy die meeste nie. Ek of die baba. Ek het hom in doeke toegedraai en hom vir sy pa gegee. Ek het nog nooit soveel vreugde op 'n man se gesig gesien. Toe Boas daar op babatjie in sy hande hou nie. Vreugdestraan het oor sy wang gerol. Nat kool op die doek gemaak. En toe sê hy, jy is 'n dienaar van God. En jy sal in lofprysing leef. Obed is jou naam. En Obed, hierdie seun, sal uiteindelik opgeneem word in die voorgeslag van Jesus Christus, ons verlosser. God het deur hierdie een daad van gehoorsaamheid voorsiening gemaak dat daar nog 'n kind gebore sal word. Jesus Immanuel, God met ons. En so verkondig hy verlossing vir vandag aan, vir jou en vir my. Kom ons gee die Here lof en prys. Amen. Sjoe, dit is mooi. Lena, het jy verstaan? The Russian need to translate, so it was so beautiful. Ek dink die grootste wonder van hierdie verhaal, as ons dit nou so lees, en dan leef jy jou in die gebeurte. En dan besef jy, ons het ook gebeure. Ons het tande borsel wakker word, skoen losmaak, vasmaak, sukkel met die bedbesigheid. Dis ons maar hoe die lewe loop. En ek weet nie van julle nie, as daai oggend as die veter breek en die koffie mors en die melk nie genoeg is nie, en jy het nie meer melk in die huis en die brood oud is en dit gebeur alles voor 7 uur, dan weet jy, kyk, hierdie lewe is nie maklik nie. Maar ek dink ons het vanaand gehoor dat in midde van leefstories is daar verlossingsstories. So kom ons maak ons oë toe. Here God, ons bring vandag ons leefstorie vandag. Elkeen van ons sit iewers in 'n Rut en Naomi storie
Dalk is ons op 'n punt wat ons daar in Moab, in 'n vreemde land, alles verloor het. Dalk is daar van ons wat moet terugkom huis toe en ons is weer die nuweling wat weer met vriende maak, nuwe vriende maak. Dalk is ons op soek om te bid vir die regte lewensmaat. Dalk is ons 'n ma wat worstel oor, hoe kan ek vir my kind beter raad gee? Maar dan dink ek nie, daar's iemand vandag wat luister, wat nie sê, Here, waar gaan u voorsiening vandaan kom? Waar is die inkomste vir môre? En Here, uit hierdie storie, hoor ons 'n storie van hoop, dat in te midde van allerhande dramas, is u besig om 'n verlosser voor te berei. So net daar waar jy sit, sê Here, wys my waar is Jesus in my storie. Wys my waar is die Jesus storie in my storie. En help my om nie te kyk na die storms en al die verkeerd, maar dat ek die verlossing in my storie sal raak sien. That there's a redemptive value in every story. There's a redeeming promise in every story. En u wil dit werk. Here, open ons oë. Open ons ore. Open the eyes of our heart, the spirit of our mind, to recognize Jesus in our stories.